Kom ons gesels 'n bietjie tuin maak. Wie van julle het groen vingers? Ek weet, hier's 'n ou met groen vingers. Maar ons het maar dun gesaai, nê. Ek gaan gewonder bloem lyk soos hy lyk. Nee, ek spot sommer. Ja, ek het selfs 'n plantjie hier by my. Ek is nie 'n tuinier nie. My vrou sal dit vir jou kan sê, ek het nie groen vingers nie, maar ek kan vir jou dit sê oor plante, dit weet ek. Party plante groei, hulle floreer, hulle dra vrug, en dit is omdat hulle versorg word. Dis omdat hulle sorg geniet. Dis omdat hulle in goeie grond geplant is. Dis omdat die wat spasie nodig het, spasie kry, die wat sonlig nodig het, sonlig kry, die wat nie so baie nodig het nie, ensovoorts. En dan weet ons, daar's sekere plante wat verdor, wat vrek, wat dit nie maak nie, en dis baie keer omdat hulle nie versorg word nie. Dit word dalk geplant, en niemand kyk ooit weer na die plant nie, of dit reën vir baie lank nie, en hulle kry nie water nie, of die grond is uitgeput, daar's nie voedingsstowwe in die grond nie, en hierdie plante gaan dood. Dink gou aan jou lewe as 'n plant. Dink gou aan die wortels van jou lewe. Wat voed op die oomblik jou wortelstelsel? Waarin is jy geplant? Waarin is jy gewortel? Dink gou aan jou lewe, dink aan jou mens wees. Wat is jou lewensbron? Wat is dit wat vir jou lewe gee, betekenis gee, voeding gee, vrugbaarheid gee? Wat is dit op die oomblik? Kan jy op die oomblik sê dat jy met 'n konstante daaglikse bewustheid leef van hierdie lewensbron waarbinne jy geplant is, waarbinne jy gewortel is? Kan jy vanoggend sê dat jy floreer in hierdie grond waarbinne jy geplant is? Soos wat ons deur ons lewe groei, ons dink aan klein Lisa vanoggend en ons sien familie Ney wat bietjie groter is, en dan dink ons aan wanneer jy 'n jong kindjie word, 'n laerskoolkind, 'n hoërskoolkind, skool verlaat ensovoorts. In verskillende fases van jou lewe, dink ek sal jy met my saamstem, is daar verskillende invloede in jou lewe. Party van ons sal vanoggend sê, "Ag, het ek maar liewer net nie daai pel gemaak nie." Of dankie tog vir daai vriende. Of dankie tog vir my ouerhuis. Dit het 'n sekere invloed op ons lewens gehad. En dan leer ken ons Jesus Christus, ons Here. En ons kom agter die verhouding wat ons met hom het, die invloed wat hy in ons lewe het, oorskry alles. Stem jy saam? Die verhouding wat ek met hom het, oortref dit alles. Die Engelse woord, it's a redeeming relationship. Want jy sien, in hierdie verhouding wat ons met Jesus het hy die eerste tree geneem. Ons het in ons eerste week van Unbroken Fellowship daaroor gepraat, is dat God die eerste tree geneem het. Miskien sou jy sê, ja, my lewe is geplant, never mind in grond, dis so vlak en hier sement en goed, en hier's nie voeding nie, en dan gebeur Jesus Christus met ons, en alles verander. Hy kom bring die voeding in ons lewens in. Hy kom bring die verandering in ons lewens. Hy het dit geïnisieer, hy het die eerste tree geneem. En dan is dit so wonderlik om uit te vind dat die verhouding waarin hy ons met hom geplaas het, is nie 'n verhouding waarin ek en jy passief is nie. Hy het wel 'n eerste tree geneem, hy het die eerste stap geneem. Dit was sy inisiatief. Ons het dit vanoggend hier gesê met die toewyding, is dat hy jou uitgedink het lank voordat daar enige iets was. Dit was alles sy inisiatief. Maar dit is nie 'n verhouding waarin ek passief is en waarin hy in 'n sekere sin alles doen en ek niks doen nie. Jy sien, die verhouding waarin ek met hom staan, is 'n verhouding waarin hy my die opdrag gee as sy disipel, maar terselfdertyd my uitnooi. En hy gebruik hierdie kort woordjie van 3 letters: bly. Bly. Dis die verhouding waarin jy met die Here ingenooi is. Net soos wat 'n plant wat in goeie grond geplant is, floreer, hy bly in die goeie grond, solank hy in die goeie grond is, dan dra hy vrug, dan is daar lewenskrag, dan is daar 'n toekoms vir die plant. Net so is daar vir ons, wanneer ons in die liefde van Jesus gewortel is, in die grond, die vrugbare grond van 'n verhouding met hom, wanneer ons in hom bly, dan is daar hierdie ongelooflike vrug. Ek wil met jou 'n bietjie daaroor gesels vandag, en dan, soos Christie Lee gesê het aan die einde, gaan ons 'n lekker tyd van worship hê.
waar ons net hierdie ding celebrate, waar ons dit vier, dat ons in hom kan wees. Ek wil met jou praat oor 'n verhouding wat naby aan die Here geleef word. En hoe dit my beïnvloed as mens, en hoe ek anders sien, en hoe dit die vrugbaarheid van my lewe beïnvloed. Partymal as jy iemand vra, hoe gaan dit met jou verhouding met die Here? Dan sê mense partymal vir jou, ek voel ver van die Here af. Het jy al ver van die Here af gevoel? Ek het al ver van hom af gevoel. Partykeer as jy met mense praat, dan sê hulle is nie seker nie. Ek wil 'n bietjie met jou daar gesels vandag, nie so seer geloofsekerheid nie, maar die wonderlike waarheid dat ons in Christus kan wees, en as daar 'n doelgerigte nader staan aan die Here is, hoe dit alles verander. Kom ons lees gou saam uit Johannes 15, jy kan jou Bybel oopmaak, of daar op die skerm is die 2020 vertaling, ek gaan daar 2 verse vir ons lees, Johannes 15 vers 4 en 5, Jesus praat met sy disippels en hy sê, bly in my, soos ek in julle. Net soos die loot nie uit sy eie vrug kan dra, as dit nie in die druiwestok bly nie, so julle ook nie, as julle nie in my bly nie. Ek is die druiwestok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra baie vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Dis 'n radikale stelling wat Jesus maak, né? En dis hoekom ek net nou gesê het, hy nooi ons nie net nie, hy beveel ons ook. Hy sê, hoor, as jy nie in my bly nie, gaan jy dood. Jy kan nie vrug dra as jy nie in my bly nie. Gou 'n belangrike eerste ding om te sê is dat wanneer ons hierdie stuk skrif lees, moet ons baie mooi verstaan, in ons verhouding met die Here is posisie bo prestasie. Posisie is bo prestasie. Wat bedoel ek daarmee? Wel, wanneer jy weergebore word, wanneer jy gered word, jou lewe oorgee aan Jesus Christus en sê, Here, op my eie gaan ek dood. Ek kan nie, ek moet u redding ervaar. In 'n oomblik verander my posisie van, daar's baie terme daarvoor, verlore na gered, duisternis na lig, verskillende benaminge daarvoor, maar die posisie wat ek nou geniet is 'n vaste posisie. Hebreërs 10 vers 19 vertel vir ons so mooi dat Jesus vooruit gegaan het, hy het die weg gebaan, hy het die skeidsmuur tussen ons en God afgebreek. Hy het met sy liggaam het hy betaal met sy bloed, met sy liggaam, en hy het vir ons vrymoedigheid gegee in God se teenwoordigheid. Hoor jy dit vanoggend? Hoor jy vanoggend dat as jou lewe aan Jesus Christus oorgeneem het, as jou lewe aan hom gegee is, dan het hy jou 'n stuk vrymoedigheid gegee om met volle geloofsekerheid jou verhouding met hom te ervaar. En dan, vanuit jou posisie uit, groei jy en vier jy hierdie in Jesus Christus wees. So dit is so belangrik om te verstaan dat dit my verhouding met Jesus is wat definisie gee aan my geestelike lewe. Ek weet jy weet dit, maar kom ek sê dit maar net vir jou. Dis nie die een of ander kulturele verwysing wat jy het oor Christendom wat bestaan gee aan jou verhouding met Jesus nie. Dis nie jou kerkaffiliasie nie. Nee, dis nie jou kerkgenootskap. Dis nie Doxa Deo, Bloemfontein Suid wat jou in Jesus Christus sit nie. Dis 'n verhouding wat jy met hom het, wat hy met jou begin het. En die kerk is die voertuig wat hy gebruik om God se wonderlike werk in jou te bewerkstellig, maar ook jou dit te laat uitleef. Jou in Jesus wees is nie deur spiritualiteit nie. Jy hoor so af en toe iemand wat sê, ek is nogal 'n spirituele mens. Ek weet nie eintlik wat dit beteken as jy oor Christendom praat nie, want ons is gees, die Here het ons so gemaak. En wanneer die Heilige Gees in jou is, dan het jou gees begin lewe. Hy was dood, nou lewe hy. So dis nie een of ander, wil ek amper sê, weirdness nie. En is definitief nie die werke wat ons doen nie. Dis hoekom dit posisie bo prestasie is. Dit gaan nie in die eerste plek daaroor om te presteer nie. Dis vanuit daai plek waar ek en jy ons verhouding met die Here kan uitoefen. En dan wat Jesus vir ons daar sê, laat ons dan nou verstaan dat wanneer ek in hom bly, dan maak my verhouding met hom sin. Dan kan ek sê, dit maak nou sin om 'n gelowige te wees. As ek byvoorbeeld net elke Sondag kerk toe kom, of elke 4de of 5de Sondag, op 'n stadium sê ek, ek is nou moeg hiervoor.
Dit doen nie eintlik iets vir my nie, want let's face it, dis verskriklik lekker om saam te wees, maar op 'n koue wintersdag, jog, is dit nou wyd dan 'n lekker ding, nê? As ons op vakansie is, wil ons 'n bietjie rus. So daai's, ek wil amper sê 'n sin eksterne goed. Dis nie onbelangrike goed. Dis nie onbelangrik dat ons kerk bywoon nie, maar wanneer ek in Jesus is, dan maak al hierdie goed meer sin. Dan kan ek nie wegbly nie. Dan verstaan ek die sinvolheid daarvan in my lewe. Ek was gesels oor 'n paar goed. Die eerste een, ek het so vrugtig al aan dit geraak. Hierdie in Jesus wees is nie 'n passiewe ding nie. Is nie passief nie. Aan die een kant, jy sal met my saamstem, dit is nou maar net 'n menslike instink, want dit werk so met al die ander goed in die lewe, soos nou sê, ek het verhouding met die Here, ek is in hom, dan wil ek weet, wat moet ek doen? Nee, wat moet ons doen? Watter Bybel, watter boekie, watter pen, watter byeenkoms, watter lysie van goed moet ek doen om die gewenste resultate te kan oplewer? Dit is 'n menslike ding om dit te wil doen. En dan kom Jesus net en hy sê bly in my. Dis amper frustrerend, nie waar nie? Ons het gepreek oor die ryk jongman wat by Jesus kom iewers. Wat moet ek doen om die ewige lewe te kry? Nee, jy moet eintlik jouself net totaal aan my oorgee, sê Jesus vir hom, in soveel woorde. Nee, maar ek doen al hierdie goed, ek kom al hierdie goed na, ja, ek sien jy is 'n baie toegewyde Jood, ek kan sien jy kom regtig die wet na, en jy kom die voorskrifte na, is goed so, maar weet jy wat, daar's iets wat nog jou hart vashou, jy moet dit oorgee. As jy dit nie oorgee nie, gaan presies met jou gebeur wat toe met hom gebeur het, hy het hartseer weggestap, want hy kon nie dit oorgee, waarna hy die meeste vasgehou, die styfste vasgehou het nie. En Jesus sê eenvoudig net, bly in my. Remain in me, sê die Engels. Hy sê, bly in my, soos ek in julle. Ek het 'n bietjie daarmee gaan stoei en gaan dink, maar dit lyk amper asof Jesus sê, ek gaan nie regtig ervaar dat hy in my bly as ek nie in hom bly nie. Dis hierdie wederkerige ding, dis hierdie ding van, die enigste manier hoe jou verhouding met die Here gaan sin maak, hoe jy gaan agterkom dat hy in jou is as jy in hom bly. Dis eintlik so mooi, nê? Hy kon gesê het, hoorie, jy's nou 'n robot, ek programmeer jou, dis hoe dit sal gaan. Hy sê nee, kom na my toe. Kom wees in my, kom bly in my, kom geniet die organiese lewe wat daar in my is. Is nie geforseerd nie, is nie wetties nie, was nie vereistes nie. Bly in my, soos wat ek in julle bly. As 'n mens gaan kyk na die oorspronklike woordjie wat hier gebruik word vir bly, dan verduidelik die slim ouens vir ons, deel van die betekenis van daai woord, is letterlik hierdie verskriklike intellektuele uitdrukking, om rond te hang. Om rond te hang. Jy weet mos hoe dit is om rond te hang. Jy kry mos daai ou by 'n partytjie of 'n troue of een of ander ding, wat tot die einde toe daar bly. Ek praat nou nie van die hartseer ou wat daar eenkant sit en sy 3de bottel brandewyn drink nie. Ek praat van die ou wat, hy hang daar rond, of dit is vir hom lekker, of hy wil help opruim na die tyd, of soets, maar hy hang so half rond. Ek sien dit baie keer by van die goed wat ons as gemeente saam doen, hoe van julle, net omdat jy sê, wel, ek is so ingekoop in hierdie ding, ek wil net hoor, waar kan ek help? Ek weet, jy het gesê ek kan gaan, maar ek wil net so 'n bietjie, net rond hang. Partykeer as jy iemand by die werk besoek, jy sê, ek wil net kom hallo sê, ek sien jy is baie besig, dan sal hy dalk vir jou sê, nee, wag, hang bietjie rond, want hy wil vir jou 'n bietjie koffie maak of so, hy maak net gou klaar met wat hy doen, en dit laat my dink aan 'n vers in Exodus 33, ons weet van Moses, die Here het hom gekies om sy volk te lei, en hy het hierdie helper, Joshua, waarvan ons ook weet, nê. Maar hoor hierdie interessante vers, en dit onmiddellik my daaraan laat dink, toe ek aan hierdie rondhang term, toe ek dit nou hoor. Ons lees dan vers 11, die Here het met Moses van aangesig tot aangesig gepraat, soos 'n man met sy vriend praat. Dan het Moses teruggekeer na die kamp, maar sy helper Joshua, die seun van Nun, 'n jong man, het nie die tent verlaat nie. Nou, dalk sê jy, ag weet jy wat, dis mos nou maar eenvoudig, hy het maar admin gedoen, of so iets, hy het die goedjies opgepak, maar hierdie vers het my nog altyd getref. Hy het nie die tent verlaat nie, hy het gebly, he remained behind, he stayed behind. Nou, ek dink nou, ons gaan die teks 'n bietjie verdraai as ons nou sê, ja, Moses was ongeestelik, hy het geloop, en toe bly Joshua nou in die tent van ontmoeting. Nee, Moses moes die volk gaan bedien. En ons lees ook nie dat die Here iets spesifieks met Joshua gedoen het daar nie, maar die feit bly, ek dink ons het dalk 'n beginsel wat ons hier kan raak lees in ons eie lewe. Dink gou aan om in Jesus te bly, net om in hom te bly.
en dat hierdie in hom bly so 'n bietjie van 'n rondhang is in jou verhouding met hom. Klink nou baie abstrakt, maar kom ons dink gaan jou lewe, oral waar jy gaan, of dit jou stilte tyd is, of 'n tyd is wat jy met die Here kan deurbring, of dit jy in jou kar op pad is werk toe, of dit in 'n diens hier is, wat dit ook al mag wees, maar dis daai ding van Here, ek wil nog 'n bietjie bly. Hoor jy die hartsgesindheid? Here, ek weet iets soveel wat U vir my wil gee, en ek wil net wag, ek wil net groei uit dit wat U doen. Die beginsel wat ek sien is 4 goed. Die een is kontinuïteit. Die ou Afrikaanse woord is vertoef. Wanneer laas jy daai woord gehoor? To tarry is die mooi Engelse woord. Om bietjie te bly. Dis daai, ek is gewoond daaraan om te bly. Dit laat my dink aan volharding. Jesus vertel van 'n weduwee wat nie ophou nie en sy vra en op die einde kry sy haar sin en dan sê hy, hoeveel te meer sal die Here nie vir julle wat aanhou vra sy gees gee nie. Hoe klink daai vir 'n belofte? Is dat hoe meer ek myself instel daarop om nie net in die Here te bly nie, maar om in 'n sin rond te hang en te sê, Here, ek het 'n verwagting dat ek meer van U Gees sal ervaar. Ek wil volhard daarin. Dit praat vir my van gewoonte, habit, tyd en plek. Gebeur nie net nie. Ek gaan net nou iets daaroor sê. Dit gaan vir my oor verwagting, en hier het my so getref om weer daaraan te dink. Op 'n kol praat Jesus met die skare, en dan sê hy vir hulle, in soveel woorde sê hy vir hulle, ek is die nuwe wyn. Ek is die nuwe lewe. En dan sê hy, maar hierdie nuwe wyn wil ek in julle inskink, maar julle kan nie ou wynsakke hê nie. Sê dit moet nuwe wynsakke wees. En dit praat daarvan dat ek en jy sê, wanneer ons rondhang, wanneer ons in die Here is, wanneer ons in hom bly, wanneer ons na preek luister, worship, by die huis is, besig met die woord, wanneer ek in my alledaagse lewe besig is, dat ek sê, Here, ek weet, U is 'n God wat my beweeg van waar ek is na waar U my wil hê, die heeltyd. Dis waarmee God besig is. En Here, ek wil my lewe, my hart, ek wil hierdie prentjie van 'n struktuur, 'n tuiste wat gereed is om te ontvang wat U wil doen. Ek wil daarvoor gereed wees. En dan dink ek 'n ou kan sê, jy kyk na Joshua en hoe hy die volk gelei het en baie van die welslae wat hy gehad het. En dan weet ek, dis gebore uit die plek van rondhang, dat die Here hom kon gebruik, dat die Here hom kon bemagtig en dat hy hom 'n nageslag kon gee. So hierdie om in Jesus te bly, beteken eintlik dat ek tuis is by hom en dat hy tuis is by my. Ek dink dit vir jou snaaks om te sê die Here is tuis by jou. Klink self bietjie, maar as ons die taal van die Bybel lees, dan hoor ons dat die Here in ons kom woon, dat hy in ons is en ons in hom is. En dan is ek en jy eintlik 'n tuiste vir die Here. Nou 'n tuiste is nie altyd 'n tuiste nie, nê. Partykeer is 'n huis nie 'n tuiste nie. Ons Afrikaanse woord tuis. Ek voel tuis. I feel at home. My hart is nie altyd 'n tuiste vir die Here nie. Stem jy saam? Dit beteken nie hy vlug en gaan weg en los my uit nie. Maar dis daai ding van Here, ek weet dat U by my kom. Kan ek nou maar die woord gebruik, neskrop het, dat U by my kom tuiste vind het in my toe U my gered het. En Here, ek is ook tuis by U. Ons is saam tuis by mekaar, want ons is in hierdie wonderlike verhouding met mekaar. Ek weet, baie keer as ons bid, en ons lees Bybel, dan voel dit, ons bid in die plafon vas. Wie van julle is 'n plafon is al vol gate gebid? Bid heeltyd so in die plafon vas, en wil nie deurkom nie. Baie keer voel ons, maar hoekom doen ek dit? Hoekom is ek besig met hierdie ding? Kan ek jou hiervan verseker? Of jy voel jy bid in die plafon vas, en of jy voel jy is nou hier in die tempel hemelse teenwoordigheid, en is net ongelooflik. Wanneer Jesus sê, bly in my soos ek in julle, dan moet ons verstaan dat die wynstok, die druiwestok Jesus, dat hy die heeltyd besig is om ons te voed. Kan ek jou vra om net so 'n vlakkie laer te dink onder die oppervlak in? Ons kan baie keer dink, ja, ek voel niks nie. Wat help dit my? Jy weet, wat moet ek lees? Wat moet ek bid? Dit is wanneer ek sê, Here, ek sonder myself af om tyd by U deur te bring. Want ek wil in U bly. I want to remain. I want to abide in you. Dis daar wanneer hy ons voed. As Jesus praat van 'n druiwestok en 'n takkie of 'n loot,
dan is dit tog mos sekerlik so dat as die loot verbind is aan die tak, dan sit die tak nie terug en niks doen nie. Dis die mees natuurlike ding, dis hoe die Here hom ontwerp het. Hy trek van die voedingsstowwe en die krag wat hy uit die grond uitkry en hy stoot dit in daai takkie in. Dis wat gebeur. Die takkie floreer. Hy groei, hy dra vrug. Kan ek jou vanoggend daarvan verseker dat as jy voor die Here gaan sê, Here, ek wil in U bly. En dankie dat U nie in die eerste plek sê ek moet vrug dra nie. U sê in die eerste plek ek moet in U bly. Dis wat U sê, want dit sou mos nou vergaande wees om van 'n takkie te verwag. Hy moet nou somewhere voedingsstowwe kry as hy nie verbind is aan die tak nie. As hy nie verbind is aan die druiwestok nie, hoe gaan hy voeding kry? So wat ek nie sê nie, ek sê nie dat ons eendag net wakker word en sê, ja, ek het nou skielik hierdie diep verhouding met die Here. Dis ongelooflik nie. Nee, daar is sekere goed wat ek en jy moet doen om te sorg dat ons connected bly aan die Here, dat ons in hom bly. Maar die wonderlike ding is dat wanneer ek die gesindheid het, die gebruik het, dat ek in die Here is, dat ek in hom bly, dan ervaar ek sy lewenskrag, sy genade, sy goedheid en sy guns. En dan is ek vergenoegd. Die vergenoegd is so mooi. Dawid skryf in 'n vroeë psalm skryf hy, ek het geword, later psalm in die 130ste rond. Hy sê, ek het geword soos 'n klein kindjie wat nie meer aan sy moeder hoef te drink nie. Ek lê net rustig by haar. Ek is kalm en rustig. Ek het my siel rustig gemaak in die Here. Dis hierdie tipe ding. Op 'n ander plek sê hy Psalm 16, hy sê ek het vir die Here gesê, daar's my niks goeds nie behalwe by U. Hy het nou alles gesien. En hy sê, daar's my niks goeds nie behalwe by U. Om aan U gekoppel te wees, om in U te wees is my alles. Hy sê in Psalm 84, hy sê, om in U teenwoordigheid te wees, niks kom daarby nie. Ek wil op geen ander plek wees nie. Hoe het hy dit reg gekry? Hy het 'n lewe gelei waar hy in God gebly het. Die psalms wat hy geskryf het, vertel vir ons iets daarvan. Daar's van die psalms wat hy skryf nadat hy liederlooslik, verskriklik droog gemaak het. Maar hy het 'n psalm geskryf en hy het dit duidelik gemaak dat hy in die Here is en dat sy in die Here wees alles vir hom is en niks daarbey kan bykom nie. So dis nie 'n passiewe ding nie, dis iets wat ek en jy doelgerig, doelbewus uitleef. Here, U nooi my, U gee my die opdrag, U gee my die geleentheid om in U te bly. Tweede belangrike ding, wanneer ek in hom bly, is daar 'n opbrengs. Dankie tog. Daar's vrug. Ek groei wanneer ek in hom bly. Maar dan moet ek myself doelgerig posisioneer om in hom te bly. Ek het al YouTube videoetjies gesien van ouens wat by 'n groot waterval is. Self was ek nou nog nie by 'n groot ene nie, maar dit lyk my nou met watervalle, net as jy dit dalk doen, net 'n tip, lyk my nie jy moet onder daai waterval, soos Victoria. Jy moet nie onder hom staan nie, nê, dan is dit verby. Maar die ouens staan 'n end, sê maar 100 meter of wat ook al van hom af, met sulke reënjasse en goed aan. En dan val daai waterval en alles sprei sopnat en dis asof hulle die mag van daai waterval voel. Sien jy die prentjie van om in Jesus te wees? Dat as ek in hom wil wees, dan moet ek myself posisioneer om in hom te wees. Wanneer ons by 'n kerk aansluit, dan kry ek nie 'n starterpak wat sê, okay, hierso, as ek die enetjie oopmaak, gaan ek naby aan die Here wees. En as ek hierdie enetjie oopmaak, gaan al my drome waar word. En as ek hierdie enetjie oopmaak, gaan ek nie belasting betaal nie. En as ek hierdie enetjie oopmaak en so aan nie. Nee. Dit bly dit. Is jy word 'n vennoot van die gemeente of 'n lidmaat by 'n ander gemeente en jy sê ek wil saam met ander mense my in Christus wees uitleef. En die mate waartoe die gemeente waarin ek is, die lewenskrag van Jesus ervaar, luister gou mooi hierna, word grootendeels bepaal deur die mate waartoe elke persoon in die gemeente in Jesus is. Dis hoe belangrik jou rol is. Jou rol is geweldig belangrik in 'n gemeente. Hoe posisioneer jy jouself?
Ons gaan net nou 'n bietjie oor die Here se snoeiwerk in ons lewe praat. Heerlik. So, in Johannes 15 is dit asof Jesus dinge op sy kop draai. Ons as mens wil presteer, ons wil weet hoe en so aan, en dan sê Jesus net bly in my, soos ek in julle. Dis die basics, doen dit, die res sal kom, die res sal volg. Dis 'n stuk afhanklikheid van hom wat ek en jy het. Jy sien, wanneer ons in Jesus is, dan gebeur daar ook 'n ander baie wonderlike ding. Aanbidding, worship. Dit wat ons net nou gedoen het en later gaan doen, is 'n deel daarvan. Musikale worship, hande in die lug, sing, musiek, ons prys die Here saam. Maar dis nie net dit nie. Dis eintlik hierdie ding wat die doel is van my in Jesus wees, is dat my lewe sodanig deur hom verander word, dat wanneer ek praat, wanneer ek dink, wanneer ek optree, wanneer ek gee, wanneer ek stry, wanneer ek met konflik moet werk, wanneer ek deur 'n ramp getref word, wanneer wat ook al gebeur, is dat die ding wat dan uit my uitkom aanbidding is. Worship is. Omdat ek so nou verweef leef met Jesus, dat sy lewe my lewe geword het. Jy sien, ons maak 'n fout as ons net sê, ja, Jesus is 'n voorbeeld vir ons, en ons wil soos Jesus wees, en ons kan nie soos Jesus wees nie, want Jesus is God. Ja, daar's waarheid daarin, maar Jesus het juis aarde toe gekom, mens geword, die soort lewe geleef wat hy eintlik vir ons in die vooruitsig stel, en ons bemagtig deur die Heilige Gees, sodat ek en jy soos Jesus kan lewe. Ek praat nie van sondeloos nie, maar ek praat daarvan dat ek en jy in ons verbondenheid met Jesus so kan leef, dat op die ou en dit wat uit my lewe uitvloei aanbidding is. Dis worship. Dis in hoe ek elke ding hanteer wat ek doen, dat daar 'n stuk aanbidding daaruit leef. Ek en jy is daarvoor ontwerp. Derdens, ons gaan nou lees, Jesus praat daarvan dat daar snoeiwerk in ons lewens gebeur. En dat ons vir 'n doel gesnoei word. Kom ons lees gou daar Johannes 15 vers 1 en 2. Jesus sê: Ek is die egte druiwestok en my Vader is die landbouer. Elke loot aan my wat nie vrug dra nie, sny hy weg. Maar elkeen wat vrug dra, snoei hy skoon sodat dit meer vrug kan dra. Ek gou baie reguit vra. Dink jy die Here weet wat hy doen op die oomblik in jou lewe? Dink jy hy weet waarmee hy besig is? Ek weet die regte antwoord is ja. Maar dink gou mooi oor waar jy nou is. Daai sonde waarmee jy so stoei. En dit gaan nie net weg nie. Jy probeer oor en jy val en jy staan op en jy val en jy staan op en dan kom jy op 'n Sondag hiernatoe en jy voel skuldig want jy stoei met hierdie sonde. Dink jy die Here weet hy daarvan? Hy's die landbouer. Jou minder as volmaakte huwelik. Die gestoei wat jy het dalk, die nagte wat jy dalk selfs deurhuil vir 'n kind van jou. Dink jy God weet waarmee hy besig is met sy snoeisker? As jy dink aan jou fisiese gesondheid op die oomblik en jou geestesgesondheid. Vertrou jy die tuinier? As jy dink aan partykeer dalk die opdraande stryd wat jy het om gesonde geestelike lewe te hê met die Here. Of as jy dink aan die stryd wat jy dalk op die oomblik het met jou middeljare. Of met jou later jare. Dink jy die Here weet waarmee hy besig is as jy op die oomblik dink aan die verlies wat jy op die oomblik moet verwerk?
Dis nie net een ding nie, dis 'n klomp goed. Dis oor die laaste jaar of 2 of 3 of 10 wat jy soveel verliese deur is. Finansiële verlies aan werksgeleentheid, verlies in menseverhoudings, verlies aan 'n geliefde wat jy aan die dood moes afstaan, iemand wat heeltemal te jonk dood is, iemand wat skielik weg is van jou af. Dink jy die landbouer weet wat hy doen? Weereens weet ek van snoei ook nie veel nie. Maar ek weet dit van snoei, is dat mense wat regtig kan snoei, wat rose kan snoei, en hierdie delikate, pragtige goed, hulle weet presies wat hulle doen, en hulle is belê daarin. They are invested in it. Ja, die Engelse mooi woord is, it's a labor of love. Dis 'n daad van liefde, wil ek amper sê. As jy iemand kyk wat regtig kan snoei, nee, hy's in 'n zone, hy's besig met sy eie ding. Hy's besig, hy weet presies wat hy aanvang, hy weet presies wat hy doen met hierdie plant, om dit te kan snoei. Ons kyk partykeer na die snoeiwerk in ons lewe, en ons is in die middel van 'n krisis, ons is in die middel van 'n groot skok wat ons moet verwerk, daar's 'n groot stuk onsekerheid by ons, en al wat ons kan sien is blare en takke wat waai. En dit voel vir ons verskriklik, dit lyk vir ons na 'n gemors. Waarmee is die Here hier besig? Maar die Here is 'n meester tuinier. En soos wat jy in Christus is, in hom bly, rondhang in hom, dis nie asof wanneer jy in hom is, daar nie goed skeefloop in jou lewe nie, nê? Soos wat jy in hom is, en voeding by hom geniet, wanneer die moeilike tye kom en die snoeisker word ingelê, dan weet jy ook die meester tuinier is besig met jou. Weet nie of julle 'n klomp jare terug die fliek Edward Scissorhands onthou nie. Johnny Depp. Ek het probeer om 'n foto te kry wat ek op die skerm kan sit, maar dit is dalk ontstellend hoe die mannetjie gelyk het. So hy was 'n uitgeworpene gewees, en hy het sulke interessante hande gehad. Dit was sulke lang skerre, lyk so skaapskerre wat so vinnig beweeg. En 'n lang storie kort, maar die punt is op die eind, jy moes hom nogal nie vra om jou hare te sny nie. Dit het 'n lelike storie geword. Maar hy kon nou baie mooi suurboompies en goed, mooi sny en so, maar hy was altyd haastig as hy dit doen. Dan is hy klaar. En dit was my so 'n mooi kontras om te dink aan so 'n fliek of iets soos dit, en amper die tipiese menslike proses met 'n ding, en hoe God met ons werk wanneer hy snoei. Want jy sien, niks jaag hom nie. En dit frustreer ons partymal, maar daar's niks wat hom jaag nie. Hy is besig met die werk wat hy doen, en hy doen dit uit liefde, en hy doen nie moeite om in 'n sin amper in die demekaar takke van ons lewe in te kom, en om snoeiwerk te doen, en partymal is daai snoeiwerk amazing, en is wonderlik, en dit bring wonderlike goed mee, en ander keer voel ons, joh, hy snoei nou goed hier af, wat dan vir my verskriklik kosbaar is. Ek hou nie van wat hy nou doen nie. Jy verloor jou werk, jy verloor jou gesondheid, jy verloor 'n geliefde, jy verloor jou invloed op 'n sekere plek, jy moet skielik trek, of jy kan nie meer trek nie, of jy moet wat ook al dit mag wees, en dan is dit belangrik om te verstaan, maar die Here is besig, soos wat jy in Christus bly, en hy in jou bly, sê hy, maar daar's 'n landbouer. Dis nie net good vibes nie, ons is nie net die hele tyd besig om, dit is net so lekker nie, die Here sê, maar ek wil hê jy moet vrug dra, jy moet meer dra, en jy moet op die eind vir my effektief kan wees, en daarom gaan ek aan jou snoei, sodat jy deur die groei wat jy deurgaan my kan eer, en dat jy kan groei. Wat moet ons ingesteldheid wees? Dis nie eintlik lekker om te hoor nie, nê? Sê ek wil nie die Here moet my net 'n bietjie uitlos. Want jy sien, as ons glo dat die Here in beheer is, dan sê ons nie dis in God se hart om slegte goed met jou te laat gebeur nie, maar wat ons wel sê is God is in beheer van alles, en hy laat goed in ons lewens toe, want hy wil hê ons moet groei. Kan jy saam met my stem daar? So wat moet my ingesteldheid dan wees? Paulus sê in Romeine 12 vers 1, en nou doen ek 'n beroep op julle broers op grond van die groot ontferming van God, gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Die probleem met 'n lewende offer is dat hy heeltyd van die altaar af wil klim, nê? 'n dooie offer is dood, hy lê daar, jy offer hom. Maar ons wat lewe, ons wriemel rond, nê? Ons wil nie hê die snoeisker moet ingelê word nie. En nou kom sê Paulus, hy sê gee jouself aan die Here. Want die aanneemlik waarvan hy praat is, dan is ek op 'n plek waar ek myself posisioneer vir die werk wat God in my lewe wil doen. Laaste ding. Aanbidding is bedoel om saam in fellowship
uitgeleef te word. Ons het nou gesê, ek is in hom, wanneer ek in Jesus is, dan vind daar groei in my plaas, dan is daar vrugbaarheid in my lewe, en eintlik die vrugbaarheid wat kom, as gevolg van my verhouding met hom, is 'n lewe van aanbidding. Dis 'n lewe van worship. En dan sien ons, hoe Jesus eintlik sê, maar hierdie lewe van worship is iets wat in fellowship, in gemeenskap van gelowiges, uitgeleef moet word. Johannes 15 vers 10 tot 12, die 53 vertaling sê, as julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly, net soos ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly. Dit het ek vir julle gesê, dat my blydskap in julle kan bly en julle blydskap volkome kan wees. Dit is my gebed, dat julle mekaar moet lief hê, net soos ek julle lief gehad het. Okay, so hierdie stuk skrif het vir my lekker deel en 'n minder lekker deel. Die lekker deel gaan ons net nou by uitkom, is ons gaan lekker saam worship, ons gaan saam die Here loof en prys, maar daar is noem dit die minder lekker deel, waarvan Jesus praat, dis asof hy vir ons sê, hoorie, die eenheid wat jy met my beleef, die vrymoedigheid en verhouding wat jy met my beleef, is gekoppel aan die verhoudings wat jy in jou lewe het, die menseverhoudings wat jy het. Hy maak dit so prakties in ons lewe. Sê, as jy die lewe wil ervaar van Jesus, as jy die oorvloed wil ervaar, die vrugbaarheid wil ervaar, sy vrede wil ervaar, dan kan jy nie in onmin met mense leef nie. Eina. Kan ons nie maar net die vertikale ding doen nie, ek en die Here. Net ek en die Here. Hy sê nee, dit is jy en die mense. En as dit met jou en die mense goed gaan, dan kan dit met jou en die Here goed gaan. As dit met jou en die mense nie goed gaan nie, dan kan jy dit voor die Here bring en jy kan sê, Here, help my om hierdie ding uit te sorteer. Maar ek kan nooit sê, is net ek in my hoekie met die Here en die mense tel niks nie. Soveel so dat Jesus sê, as jy agterkom dat jou broer of suster iets teen jou het, hy gebruik nou die Ou Testament offersisteem as 'n voorbeeld, en hy sê, as jy dan jou offer altaar toe wil vat, as jy nou wil gaan offer, hy sê, as jy agterkom, iemand is vir jou kwaad oor iets, daar's 'n onmin, gaan jy dan en sit jou offer neer en gaan na daai broer toe en gaan versoen met hom. Dan kan jy gaan en jy kan jou offer gaan bring, jy kan gaan worship. Hoor jy hoe hy ons nie laat wegkom met moord nie? Hoekom nie? Want hy weet, as ek in my hart onvergewensgesindheid het, as dit 'n geskinder is, as dit wrokke is wat ek koester, goed waaraan ek vashou, kan ek maar probeer soos ek wil. Ek kan maar met 'n spiksplinter nuwe pak klere kerk toe kom, ek kan maar met 'n plakkies en kortbroek kom, ek kan hard sing, ek kan sag sing, ek kan geld gee, ek kan doen net wat ek wil. Maar as my menseverhoudings nie op 'n plek is wat die Here gelukkig maak nie, as ek dit so kan stel, gaan ek 'n stuk ongelukkigheid ervaar in my verhouding met hom. Dit beteken nie dat ek nie by hom kan wees as daar onmin is nie. Dit beteken nie dat hy my weggooi, glad nie. Maar as ek en jy die waarheid en die krag en die lewe van 'n in Christus wil ervaar, dan moet ek ook my menseverhoudinge versorg, daarna omsien. Vra of die band verhoog toe sal kom asseblief. Ons wil 'n geleentheid gee vir net die Here saam loof en prys. Wanneer jy die boek Handelinge lees, en jy lees hoofstuk 2 en jy lees hoofstuk 4, dan sien jy dat nadat die Heilige Gees op Pinksterdag uitgestort is, dat daar goed gebeur met die gemeente. Hulle doen dit wat die kerk nou al 2000 jaar doen, hulle kom by mekaar. Hulle leer uit die woord, hulle hou nagmaal saam, hulle bid saam, ensovoorts. En dan is daar hier en daar 'n plekkie wat sê, en daar was groot vreugde en blydskap. Het jy dit al raak gelees? Hulle het hulle brood met groot dankbaarheid en blydskap saam geniet. Het jy geweet, deel van kerk wees het 'n stuk joy in. 'n Stuk blydskap. Lyk nie of jy bly is daaroor nie, maar dis werklik waar so. Dit beteken nie ons hardloop in die gange af en skree soos mal hoenders nie. Maar dit beteken dat wanneer die Here se mense saam is, 'n groep mense wat sê, ons vier ons in Christus wees, die feit dat hy ons laat groei, die feit dat die Vader ons snoei vir ons beswil, vir die eer van sy naam, dan is daar 'n stuk vreugde in my hart, wanneer ek lof en aanbidding kom uitdruk. Maak dit vir jou sin? Here, U was so goed vir my. U is so genadig teenoor my. U goedheid is oral oor my lewe. Ek wil U kom loof en U kom prys daarvoor. Kan ek jou geleentheid gee om dit hier aan die einde van die diens te doen?
ons die Here saam gaan loof en prys. Jesus sê in Johannes 15 vers 11, dit het ek vir julle gesê, dat my blydskap in julle kan bly en julle blydskap volkome kan word. Die blydskap dat ons in Christus kan wees, die blydskap dat wanneer ons in hom is, ons gevoed word, ons groei, die blydskap dat die Vader heeltyd besig is om ons te versorg, sodat ons kan groei, die blydskap dat ons saam as gemeente die Here kan loof en prys. So ek wil jou vra, wil jy nie saam met my opstaan nie, want ek dink ons gaan meer blydskap kan uitdruk as ons staan, as wat ons sit. En dan gaan die musikante ons lei in 'n oomblik, maar voordat hulle dit gaan doen, wil ek net gou vir jou bid. Wat is die behoefte in jou hart vanoggend rondom jou verhouding met Jesus? Sê dit gou vir hom. Here, ek ervaar nie hierdie ding nie. Here, ek probeer al so lank. Here, maar ek het al hierdie goed aangevang. Hoe kan ek in U bly? Ek is alleen, ek is eensaam, ek is hartseer. Ek is moedeloos. Ek het oral aangeklop, ek kry nie hulp nie. Wil nie met hom praat daaroor vandag nie, en net met hierdie verstaan, dat soos jy met hom praat, hy besig is. Hy is besig, want jy is aan hom gekoppel. Daar's nie allerlei vereistes en reëls wat jy moet nakom nie. Dis letterlik net jy wat sê, Here, ek wil in U wees, in U krag ervaar. En ek vir jou bid vanoggend, as jy op daai plek is, bid saam met my, dit wat in jou hart is. Here, dankie dat ek vanoggend saam met broers en susters kan bid. Aan die een kant dat ons soveel blydskap kan hê, dat ons in U is, Jesus. Dat U ons gered het, sodat ons kan rondhang in U, met 'n groot verwagting, dat ons dit kan vier vandag. Dankie Here, dat U woord sê, dat ons niks kort kom nie, omdat U ons herder is. Dankie dat ons vanoggend dit kan beleef, dat U ons lei na groen weivelde, waters waar rus is, dat U ons siele verkoop. Here, dankie dat die waarheid is van ons verlossing. Ek bid ook dan vir die wat dalk vanoggend sê, dat hulle nie aan U verbind voel nie, ver voel, nie deel voel nie. Ek bid dat hulle in hierdie oomblik 'n wilsbesluit sal maak, maar ook 'n besluit sal maak in vertroue op U. Here, dat U iets van daardie behoefte sal herstel. Dat hulle hierdie oorvloed sal beleef in U teenwoordigheid. Ons dankie daarvoor, Here, en soos ons nou sing en U loof en U prys, doen ons dit met 'n verwagting. En sê ons dankie, Here, dat ons dit mag doen in Jesus se naam.